kykers, ons is bly dat u weer eens ingeskakel is om saam met ons te kyk en te luister na ons program Godsdienst en Koerante. Ons saai uit vanuit die Kaap hier op die TV-stasie Homebase TV. Dit is 'n onafhanklike Christelike stasie en dit word ook herlei na ander radiostasies en plekke soos jy kan dan ook kyk op WhatsApp of YouTube. Jy tik dit in daar op die rekenaar Godsdienst en die Koerante en jy sit die laaste nommer by of jy kyk 'n onlangse nommer en dan kan jy alles daarna kyk. Hier by ons het ons nou so weer eens vir Regard. Baie welkom Regard. Dankie. Wat is hierdie nommer wat ons nou opneem vandag? Ek dink is 510. 510. Ja. Okay, soos die kykers kan net intik Godsdienst en Koerante nommer 510, want daar's 'n klomp wat verskyn en party's ou nommers die mekaar en so voort. Ja. Okay, soos daar het die kykers. Hulle kan ook altyd net op Homebase TV Afrikaans se YouTube kanaal gaan en dit behoort dan die eerste video te wees wat wys. Okay, soos as twee maniere, jy kan sommer op YouTube dit opcheck, maar dan sit jy mekaar of jy kan gaan na homebasetv.org, né? Homebase TV, ja, maar as jy na die YouTube kanaal toe gaan, Homebase TV Afrikaans, dan sal jy sien dit is op die van die eerste video's wat gaan wys bo. Ja. En as hulle subscribe, dan kry hulle notifikasie sodra daar 'n nuwe video is. So as die Koerante program val of opgelaai is, dan gaan hulle dadelik weet hy's daar. Soos as hulle na kyk en hulle druk die subscribe blokkie, dan kom hy van self elke week. Hulle gaan 'n notification kry om te sê hy's daar, ja. Nou ek hoop julle het mooi geluister daar, dat julle kan kry. Mens leer elke keer al die dinge so baie daar, ja. Ja, nee. Nou wat het jy daarmee te begin? Jong oom, daar was mos 'n groot aardbewing gewees. Elke paar dae is daar 'n groot aardbewing. En hier's nou 'n prentjie hierso wat sê Serenity en Calamity, né? A broken Buddha statue lies inside a damaged pagoda on April 4 in Amarapura Township, Myanmar, in the wake of the 7.7 magnitude earthquake. En daarso sien jy, daarso lê die, ek wil sê die afgod seker maar, die beeld wat hulle het daar van Boeddha en hy's in stukkies gebreek oom. Lekker is wel 'n klomp trane, bloedtrane by hom afloop daar so. Dit lyk nogal so, né? Nou as jy nou so kyk. Nou net 'n paar dae van tevore kom die mense aan bid, die beeld daar, nou is die beeld stikken, nou wat, nou moet hulle stikkende beeld aanbid of wat? Dit is nou regte afgode dienaars daar wat so beeld aanbid. Ja, dis hartseer, né? Ek daar's 'n gedeelte in die Bybel wat praat, dis in Jesaja is daar gedeelte en daar's ook 'n gedeelte in Psalms wat praat van waar is God wat met die mens praat en amper half spot en sê van jy moet 'n boom gaan afkap en moet jy gaan kerf en dan dieselfde hout wat jy jou afgod gaan maak, wat jy om vuur mee te maak en dit wys net vir jou eintlik hoe hartseer dit is. Dit is hartseer, die verleiding, die misleiding. Ja, want hulle maak dit uit iets uit wat geskep is. Ja. Maar ons aanbid die skepper wat alles geskep het. Ja. So dis wat hartseer is, ja. Baie tragies. Hier is ek nou nog 'n interessante brief, dis 'n brief hier so in Sunday Times, en die opskrif daar is The Ancestors Vote with Thunder. En dit het my nou weer eens gevang, want wanneer ek die naam sien, Ancestors, jy weet, dan lei dit so 'n klokkie by my. Ons het laas gepraat van ancestors en hoe die mense voor hulle die een wou begrawe, moes eers deur die ou woonkwartiere ry om die man se gees te gaan opvang, en toe is hulle in 'n karongeluk en altoe is doodgebrand, toe is hulle siele nou hemel toe. Nou wonder ek of die siele en die gees mekaar nou gevind het, of nie, of dwaal die gees nog rond hier op aarde, of wat, natuurlik daar, en mens moet daar hele terminologie kyk. Maar is nou weer so ietsie so. Kyk hier so, dit sê so, politicians descended on Marry Me informal settlement in Soshanguve after the slaying of patrollers by marauding gangs. Baie tragies, né? Obviously, the memorial service and the subsequent imbizo turned into another platform for the
peddling of lies by politicians. Ja, die politici kom sak toe daarso om nou weer te lieg en te bedrieg en sopstories te kom vertel om stemme te werf daar. Dan gaan hy aan en sê, unfortunately, when it was time for Premier Panyazi Lesufi to answer the complaints, a huge thunderstorm started and then Bizu was abruptly stopped. The woman sitting next to me murmured that it was the spirits of those who were killed that caused the thunderstorms. Nou ja, soos hierdie donderweer is nou die geeste van die mens wat doodgemaak is by die begrafenis, hulle geeste bring nou hierdie donderweer. En wat van al die ander begrafnisse waar daar nie donderweer is nie? Daar is 'n seker ander ding, 'n slang aan die gras of wat ook al, iets snaaks. Ja, maar het is 'n geldige vraag wat jy daarin vra. Maar kyk nou nog. En dan sê hy so, and that the dead disapprove of politicians coming when there is a crisis to further make empty promises. Soos die dooies het nie hulle goedkeuring gegee nie. Nou, hoe kan dooies hulle goedkeuring gee? Maar wat se geloofbasis het jy daar, nie, vir so iets? Dan sê, a few minutes earlier, the Premier told the grieving community that 2 of the 5 suspects who had been arrested had admitted to committing the crime, but an NPO spokesperson said there was no evidence linking the suspects to the killing. Soos hierdie het ons nou waar die geeste die donderweer veroorsaak en dat die dooie sommer daardeur ook te kenne gee, laat die politici word sy teenwoordigheid daar is nie aanvaarbaar nie. Kijk, ek moet saamstem dat dit is altyd maar, ek wil amper sê belaglik, soos jy sien. Tragies, belaglik, wanneer jy sien die politici waar hulle gaan altyd net daar waar wat vir hulle sak gaan help, jy weet, wat vir hulle eie doeleindes gaan bevoordeel en sovoorts. Maar is interessant op daai gedeelte, hier is 'n teksvers in Prediker, wat sê, dis Prediker 9 vers 5, en het sê, want die lewendes weet dat hulle moet sterwe, maar die dooies weet glad niks nie, en hulle het geen loon meer nie, want hulle nagedagtenis word vergeet. En hierso wanneer die mense glo in hulle voorvaders wat nou voorkom en hulle toe kom en met hulle kom praat en met donderweer praat, dit is nie wat ons sien in die Bybel nie. Wel, die Bybel sê die dooies weet niks, maar hierso weet die lewendiges dat die dooies weet en dat die dooies en die geeste hierdie donderweerstorms veroorsaak. Maar soos jy sê, hoekom is dat by party begrafnisse is die geeste seker nou goeie geeste of wat ook al, maar dit raak baie gekompliseerd. Nee, definitief. Maar jy weet, hierdie het my laat dink, ek was gewees ruk gelede by 'n 4x4 kamp, wat vir Christen mannekamp, wat Koos de Villiers dit daar reël, en hy is ook betrokke, behalwe sy werk, hy is by Talisman, het hy daar, en hy en ander ook organisasie, hulle noem het Work for a Living. Sure, Waar hulle werklose mense neem, en hulle vir 3 weke lang oplei, om 'n CV te skrywe, om 'n onderhoud te voer, om positief te dink, om te weet wat word van jou verwag by die werk as 'n werknemer ensovoorts. Maar as jy dan leer hulle ook, hulle laat hierdie ding, laat die voorvadergeeste beheer jou lewe, en dis dat die voorvadergeeste wat die donderweer nou veroorsaak, dat jy sop nat reën, en dis die voorvadergeeste wat veroorsaak dat jy werklose is. Hy sê, daai ding kry hulle uit hulle kop uit. Moenie die voorvadergeeste vir jouself, jou eie probleme blameer nie. Neem selfverantwoordelikheid en doen iets en kry werk en werk hard, en die voorvadergeeste kan niks aan jou doen as jy daardie wilskrag het en werkskrag het. Definitief. En dan leer hulle ook die ander mense, daar is 'n skepper God. As jy probleme het, bid tot hom,
laat hy jou help deur die lewe ensovoorts. Sure. Soos was met my pragtig, maar is my interessant dat hulle leer die mense daar, die voorvadergeeste hou vas, en hulle sê dan, Afrika se probleem is 'n agteruitgang, een rede is want die mense hou so vas aan voorvadergeeste. Nee, die voorvadergeeste het hierdie donderweer veroorsaak en die oeste is weg en ons kan niks doen nie. Help ons doen iets nie want volgens die voorvadergeeste weer ensovoorts. Nou ja. Ja nee, om daai fokus weg te vat. Maar dis 'n ongelooflike bediening wat daai persoon het. Dit is 'n geweldige bediening. Ek het 'n persoon so toe gestuur. Hy is deur dit en hy het werk gekry, heel gelukkig daar, maar werklose mense baie keer hulle siening, hulle insig, hulle wêreldsiening moet hulle wêreldsiening moet verander word. Ja. Laat hulle kan inpas en wil werk en nie dink, ek het nie die werk gekry nie, is weer 'n voorvadergees of hierdie this spell was cast on me en daai tipe dinge. Ja. Nee, definitief. Ja, sure. baie goed daar. Nou ja, bly weg van voorvadergeeste af, maar ons kykers is seker ook ja. Dan het ons nou hierso enetjie van die paus oom. Sê paus waai vir aanbidders op plein. Hy leef nog. Lyk my leef nog. Hier's 'n prentjie van hom waar hy daarso praat. Hy lyk nie baie gesond nie oom. Ons kyk nou wat hy sê hierso. Paus Franciscus, 88 jaar oud, het gister met suurstofbuisies in sy neus vir die skare op Sint Petrusplein van die Vatikaanstad gewaai en met 'n sagte stem gepraat. Dit was sy eerste openbare verskyning sedert hy 2 weke gelede uit die Gemelli Hospitaal in Rome ontslaan is en aan die Vatikaanstad teruggekeer het. Sy verskyning aan die einde van die mis is nie vooraf bekend gemaak nie. Hy is in 'n rolstoel na voor die altaar gebring en het vir die duisende aanbidders op die plein gewaai. Gelukkige Sondag aan almal, het die paus gesê, terwyl hy met 'n swak stem gepraat het en suurstof deur die klein buisie onder sy neus gekry het. Baie dankie. Die paus het breed geglimlag. Sy stem, hoewel swak, het sterker geklink as tydens sy verskyning op 23 Maart, toe hy gesukkel het om te praat. Dit is die eerste keer sedert 9 Februarie dat die paus die middaggebed op die plein kon bywoon. Hy is op 14 Februarie gehospitaliseer weens bronchitis wat 'n dubbele longontsteking ontskakel het. Nee, dit is nogals erg, nee. Dit is baie erg. Sjoe, veral op daai ouderdom, dis nie iets wat jy graag wil hê nie. Ja. Dokters het aanbeveel dat hy 2 maande rus nadat hy uit die hospitaal ontslaan is. Die paus het in 'n skriftelike boodskap wat deur die Vatikaan uitgereik is gesê, hy het God se nabyheid tydens sy hospitaalverblyf ervaar. So, dit lyk dit gaan 'n bietjie beter met hom. Ek wonder vir hoe lank maar hy raak. Jy kan sien op die foto daar nie, hy raak heel wat ouer en daardie was 'n knou op sy gesondheid. Veral as hy so daai ouderdom is en as hy so vreeslike siekte het, jy weet dit kan nogals jou knak. Ja. So Ja, in elk geval. Om aanklank te vind daar by die Katolieke Kerk het ek hierso op 'n baie interessante berig afgekom. En die titel van die berig is The Biggest Danger for the German Catholic Church Isn't Its Abuse Scandals. Nou hierdie seksskandale in die Katolieke Kerk is so erg. Ek het gedink dis die ergste, niks is erger as dit, want dit is aanhoudend, elke land, oralste, al die tipe dinge. Nou as my sulke berigte lees, moet jy altyd kyk, wie skryf dit, van waar kom het? Is dit 'n Katolieke bron? Is dit 'n kerklike Katolieke bron? Is dit 'n Katolieke leke, 'n lidmaat bron? Is dit 'n anti-Katolieke bron? Is dit 'n protestantse bron of wat? Ja. Iemand praat met my nou 'n rukkie gelede en hy sê, maar hy het hierdie gelees en gekyk op YouTube van iemand, hy's uit daardie kerk uit en nou sê alles wat verkeerd is in daardie kerk. Ja. Sê nee, dis interessant, maar hoekom gaan kyk jy nie eerste, wat sê daardie kerk se woordvoerders self nie? Ja. Dan gaan jy miskien 'n beter, meer korrekte indruk kry van wat aangaan. Jy gaan 'n ander prentjie kry, want baie keer sien mense dit net van een kant af. Presies. Hulle sien nie die volle prentjie nie. Ja, jy kan later ook kyk na wat ander mense sê, maar kry al die prentjies, moenie net een prentjie kyk nie. Maar hierdie is interessant, wat hierdie kom uit Catholic Herald uit, Spirited Thinking since 1888. Nou, dis nie 'n Katolieke
tydskrif nie, dit is deur Katolieke, maar nie die amptelike kerk nie. En dit was my nogal baie interessant en gebalanseerd. Hulle wys daar so 'n man, daar 'n ou man met 'n Katolieke Bybel, sê Katoliese Bilder Bybel daar, en dit is voor die Erfurt Kathedraal in Erfurt, wat dit afgeneem is. Nou kom ons kyk hierso, wat is nou erger as die skandale in die Katholieke kerk in Duitsland? Dit sê, when it comes to the Catholic Church in Germany, right now the headlines are focusing on chilling abuse scandals. En dis dwarsdeur. Ons is nou 10 jaar lank waar ons net die skandale elke keer lees en hoe hulle moet miljoene betaal en biljoene betaal as skadevergoeding aanhoudend en dan... Ja, dit stop nooit nie. Dit stop nooit nie, ja. 2 landmark trials, for example, began at Cologne District Court with victims of sexual abuse demanding nearly 1.7 million euros in damages from the Catholic Church. So is dis nou net 2 eisers wat nou daar, wat is dit? 1.7 miljoen, dit is amper 30 miljoen rand, is dit nie? Of 340 miljoen, maal dit met 20. Ja. Baie miljoene, né? One woman reportedly raped repeatedly by her priest, who then forced her to have an abortion. Bietjie erg, né? Dit is baie erg. Is claiming 850,000 euros. Another woman allegedly abused around 200 times from age 6 by an altar group leader is demanding 800,000 euros. Nou, laat dit in 'n kerklike organisasie moet gebeur, is eintlik ongelooflik skandelik. So. Dan gaan dit aan en sê dit, and instead of directly targeting the perpetrators, both cases are targeting the Cologne Archdiocese for institutional failure. The victim's rage is wholly justified, as is in any outrage at the chilling arrogance that the Church has shown over the years, with its blatant disregard for transparency and accountability on this issue. But devastating as these scandals are, and should be, for the Catholic Church in Germany, I think it faces a quieter but arguably far bigger danger, if you stop and take stock of everything else that is going on in Germany. Last week, the German Bishops' Conference and the Dioceses of the Catholic Church published their 2024 figures, all of which paint an extremely glum picture. The administration of the sacraments declined significantly between 2023 and 2024, with 15,000 fewer baptisms, 5,000 fewer weddings, 6.6% of Catholics attending Holy Mass in Germany. The number of priestly ordinations was paltry 29. Ja, soos in 'n hele jaar was daar net 29 nuwe ordinasies van priesters. En gesak met 15,000 doopelinge. Minder doopelinge. Die mense 5,000 minder troues, né? Ja. Sure. Ja. Dan sê dit, but the bad news doesn't end there, as figures reveal that in 2024, more than 322,000 Catholics in the Federal Republic officially also ceased to be members of the church. Soos die kerk loop leeg daar, né? Dit is geweldig baie. As well as being a gut punch to his public image, on a financial level, this will also hit the German Catholic Church hard, as it means a sudden drop in the amount of people paying Kirchensteuer, the church tax. As in neighboring Austria or Switzerland, those who officially leave the church can stop paying the otherwise obligatory church tax that comes out of their salaries. Dis die heel eerste keer wat ek nog ooit van so iets gehoor het. Het jy nie gehoor van 'n verpligte staatstiende nie? Ek het nog nooit daarvan. Ek is heel bewus van tiende. Ja. Maar hoe ek het verstaan is dat jy moet dit vrygewig gee. Aan die kerk betaal. Ja, verstaan jy, so dit moet die Heilige Gees wees wat jou lei en soos in ek gaan dit vrygewig gee, maar dit nie van dit moet gegee word, anders kan jy nie deel wees van die kerk. Word nie moet gegee nie, maar sommer afgetrek. Saam met jou belasting. Regtig? Kyk hierso. Ja. So ek het gaan opkyk hierso op die internet. Wat?
En hierso is dit. People also ask, do Orthodox Christians pay church tax in Germany? Yes, all German residents are eligible to pay. However, the church tax, Kirchensteuer, only applies to registered Catholics, Protestants, or Jewish. The amount depends on the individual income and on the state the person lives in. Bavaria and Baden-Württemberg take 8%. All other states take 9% of your income. Kan jy dit glo? Ja, word sommer afgetrek daarso so. Soos dit is feitlik jou 10de wat die staat aftrek en vir die kerk gee daarso. Ek het nie daarvan En dis vir protestante, katholieke en Jewish. Nou, hulle sê daar registered groep, soos ek glo nie is al die protestante kerke nie, maar katholiek definitief, en ek weet nie of hulle keuse het of nie, of wat, ook al. Maar dis baie interessant. Laat my dink aan 'n verhaal wat hierdie professor Walter Faith vertel het. Hy het daar so 'n lesings gehou in Duitsland, en toe praat hy met 'n ou man daar, en die man sê, ja, nee, hy het in Oost-Duitsland gebly, voor die muur geval het. En toe die twee Oost- en West-Duitsland nou herenig is, toe moes hy nou belasting betaal. En toe vra hom nou maar, wat se kerk moet hulle sy belasting aan gee? Ja. Hy weet, hy het geen idee, en hy sê toe maar 'n protestant, Lutheraan. Hy het nog nooit kerk bygewoon, hy weet nie. En toe hy by die huis kom en sy ouers vertel, sê hulle, nee, maar jy's eintlik katholiek, jy weet nie, maar jy's eintlik katholiek, gaan maak het reg dat vir die katholieke kerk gee. Sure. Ja, soos ek nou nog na die verhaaltjie van hom daar, so hulle trek het sommer af daar, maar nou kan jy gaan en vir die staat sê, nee, jy onttrek, hulle moet kanseleer, en dis hulle nou weet van daardie syfers, hoe mense hulle kerk verlaat, hulle gaan onttrek daar so. Ek is nie meer deel van 'n kerk nie, ja, en ek soek my geld terug. Ja, nou trek hulle nie meer af nie, dit is nogal interessante werklikheid daar. Dan gaan dit aan en sê, and this is really serious stuff. Ja, is baie ernstig. Waar die staat jou 10de aftrek en oopbetaal aan die kerk dan. En vooral as jy nou vat, baie van hierdie mense, soos wat oom nou genoem het, daai persoon nie eers geweet as katholiek nie. Ja. Baie van hierdie mense gaan miskien 1 of 2 maal 'n jaar kerk. Ja, presies. Want so hulle is baie meer, ek wil sê, onkerklike mense, of jy weet, dit is nie vir hulle belangrik nie. Maar so hulle kom op 'n punt, soos in 10% of 9% is baie geld, jy weet, soos in, ek sal eerder maar nou net, ek gaan in elk geval 1 of 2 maal 'n jaar kerk, dis nie my so belangrik nie, gee eerder maar my geld. So, maar ek dink sommiges betaal, want hulle voel wel, is hulle kaartjies geboek. Hulle kaartjies is nou geboek, hulle sal in die hemel kom, want hulle daarom vir kerk 'n bydrae gemaak, soos party mense laat dit nou maar toe, alhoewel nie eintlik kerkgangers is nie, né? And they say this is really serious stuff, as the money accounts for over 70% of church revenue in most dioceses, making it overwhelmingly their largest and most distinctive source of income to their services, staff and welfare programs. Soos daar kollekteer die staat die kerk se geld en betaal oor aan die kerk. Eintlik baie lekker, né? Baie maklik. Nou hoef nie te kom met 'n prosperity gospel nie. Ek hoor hierdie ding, ja. Hulle hoef nie die mense te oortuig om geld te gee nie. Ja. With fewer funds, the church will therefore be forced to downsize in all of these areas, resulting in a further reduction of its influence. Dan gaan hy aan, dan sê hy, but another problem for the German Catholic Church is the synodal path of Germany's big, bold reform project. Earlier this year, German bishops proposed creating a permanent national synodal council to explore a range of tough questions. These include everything from whether a woman should be ordained to whether celibacy should be required, along with whether same-sex couples should be blessed and whether the church power should share with the laity. The Vatican's response has been thinly veiled panic at this supposed heresy in slow motion amongst the German Catholic Church. Kijk, dat is interessant. Heresy in slow motion. Hy kom so stadig in. Geleidelik, soos ons het gesien met die NG Kerk, is nou die hele klompie jare. Ja, hy kom so ingesyfer daar so in.
Nou met die katholieke kerk is in die sentrale Vatikaan, wil nie sulke dinge hy inkom nie, maar hy syfer so deur. Meanwhile, at ground level, ordinary German Catholics are now totally caught between competing visions of the church. Kera. So as jy die twee verskillende sienings wat nou in die kerk is, en natuurlik soos wat ons nou gesien het, daar's mense wat katholieke is, wat, jy weet, hulle is maar net daar, Nominale. ja, hulle is maar net vertroues, doop, Ja. mas, nou en dan, daai tipe van goed. Nee, jy doen net die minimum om Ja. nou die So vir hulle is dit hemel te haal. miskien nie 'n groot probleem dat hierdie tipe van goed gebeur nie, maar jou mense wat konservatief is, ernstig wat vir hulle is dit 'n groot probleem. Mense wat meer skrifgetrou is, of selfs doktrine getrou is, of kyk wat die kerk sê, of hulle belydenisse, né? Dis neem ernstig op. Dan gaan dit aan en sê dit ons one is still clinging to clerical control and doctrinal purity, but the other progressive camp is demanding the Catholic Church gets with the times and make peace with modern life. Kera. Weer eens net die twee pole, a doctrinal purity, but the other progressive demanding the Catholic Church get with the times, make peace with modern life. Dit lyk my het gebeur in al die kerke oom. Gebeur al die kerke tot 'n mindere of 'n meerdere mate, of 'n ernstige mate, né? Ja, tussen die twee pole wat jy dit so het daar. Almost 28% of senior roles in German dioceses are now held by women, and in some dioceses women are even sharing executive power with bishops. While the issue of female ordination is firmly off the table for now, it links to another elephant that is still definitely in the room. Ja, meeste kerk het olifante wat daar so sit en kyk en olifant kom ingestap en gooi alles te mekaar, né? Ai. For many young Catholics who've grown up in a world of gender equality and LGBTQ+ inclusion policies, not allowing the possibility of female priests seems like a failure to embrace the world we are living in. This February, for example, Germany marked 3 years since the launch of #OutInChurch, a movement of queer Catholic employees publicly coming out and demanding change. Some German dioceses have started blessing same-sex couples. Joh, ek kan dit amper nie glo nie. Ja, jy sien almal daar kyk, né? OutInChurch, a movement of queer Catholic employees. Dis nou mense in diens van die Katholieke Kerk. Maar ek verstaan nie hoe. Vir my is dit baie moeilik om te verstaan. Wat verstaan jy nou nie? Hoe kan jy, want as jy Katoliek is, normaalweg gaan jy mos deur 'n hele, daar's hulle sekere doktrines wat jy moet leer. Jy verstaan nie, so jou fondasie wat gelê word is baie. Hoe kan jy dan val vir hierdie tipe van? Ja, maar onthou, hierdie is nie noodwendig priesters nie. Hierdie is verpleegsters en al die leuke mense. Welsyn, mense wat werk vir die kerk. Dit Ek hoor. church employees, mense wat in die kerk in diens is. Ja. Maar hulle praat nie spesifiek van priesters of sulke amptenare nie, maar daar's baie wat vir die kerk werk. Die ding is organisasie. Maar tog, ek stem met jou Dit is saam. my baie moeilik om te verstaan, want ek ding is, ek ken 'n paar Katolieke mense, en ek weet hoe ernstig hulle dit opneem. Verstaan nie, en so, hulle lees hulle Bybel, hulle studeer, en hulle weet wat hulle glo en goed. So, daar's nie manier dat hulle sal val vir so iets nie. So, vir my is dit, ek dink hierdie mense weet regtig wat die Katolieke Kerk glo dan nie. Ja, hulle spreek uit, en die Katolieke Kerk is nie 'n groot wye kerk nie. Not wat sê die NG Kerk daar so? Oor die ruimhuis. Ruimhuis, ja. Katolieke Kerk is nie 'n ruimhuis nie, maar jy kry altyd sommiges wat nou hierdie, en die ding is wat hulle so sê, kyk daar, Catholics growing up in a world of LGBT and gender equality, by die skole, by die werk, en die partypolitiek, en die wetgewing, is alles, jy weet, equality, hulle druk die gay agenda, en dan kom jy by die kerk, nee, niks daarvan nie. Hulle is toch verouderd. Ja, soos dit gebeur daar so, ne? Sure. Dan gaan hy aan 'n ander ene hierso en sê, another colossal headache for the Catholic Church in Germany is kirkliches arbeidsrecht, ecclesiastical employment law, a uniquely German headache. Slegs Duitse katholieke kry dit daar, ne? Which basically asks German churches to bypass
the country's standard and strict labor laws. Sjoe. Dit is interessant, en in ons land is die kerke onderhewig aan arbeidswetgewing. Ja, dit is onderhewig aan die wet van die land. Ja, CCMA, mense gaan baie maklik soen toe, maar daar is die katholieke kerke nie onderhewig aan arbeidswetgewing nie. Dis interessant. Ja, ek het dit ook nie geweet nie. Specifically, it means the church can deny workers the right to strike, and means it can dismiss staff for personal choices like divorce or being in a same-sex relationship, and also limit union rights. Whereas discrimination law would make such moves totally illegal for most employers in Germany today, it is meant that the German church has long been able to protect its extremely wide network of institutions, schools, hospitals, charities, and so forth, from scrutiny as they operate outside usual labor laws. Right now, this is being fiercely opposed by the centrist Social Democratic Party, while the conservative Christian Democratic Union and the Bavarian sister party, the Christian Social Union, demand that it should be kept. Soos die een konservatiewe groep sê, nee, dis 'n kerk, los dit, laat hulle so aangaan. Maar as sê hulle, this is one of several issues currently preventing the ideologically opposed party from forming a working coalition government. So dis 'n groot ding op die oomblik in die politiek, hulle wil nie saamwerk nie, want die een het hierdie sning, hoe 'n kerk moet kan fungeer en aan een teenoorgestel. Ja. More complicated still is that Martin Nebling, head of the Catholic Employees Association, made a shock move recently of not just defending Germany's special church employment law, but even launched an attack on modern Germany's standard labor laws. Specifically, he attacked the 11-hour rest rule between workdays. He slammed it as outdated and a bad for business, claiming instead that the rest of Germany should implement flexible working schedules. Dus, wat vir my nou interessant is, nee, die eerste gedeelte, ek kan op 'n manier nog verstaan hoekom hulle dit wil hê soos wat dit is. Want as jy nou 'n kerk is en jy het spesifieke hoe wil ek sê standaarde Waardes en waardes en dinge, ja. en nou het jy instansies soos 'n hospitaal of welsynsentrum, wat ook al dit mag wees, dan is daar 'n spesifieke hoe wil ek sê beeld wat jy wil uitdra aan die mense in die omgewing. So as daar nou mense werk wat nie glo wat jy glo nie, dan kan dit 'n probleem wees. En hulle doen wat hulle wil en hulle glo wat hulle wil en hulle promoveer hulle eie agenda en boodskap, kan dit 'n probleem wees. So ek kan verstaan in daai opsig, maar aan die ander kant kan ek ook dink ek ook dat as jy so 'n persoon vir jou werk, dan moet jy kan mos 'n kontrak opstel wat nog steeds onderhandig is in die land se wet, maar wat nog steeds jou beskerm. Dis vir my bietjie moeilik om Ja, en nou soos hierdie Martin Nebling sê, nou sê maar die fout lê nie by die kerk nie, die fout lê by julle. Julle reëls is oordadig sterk en kragtig. Jy hoef nie net 11 uur maximum rusttyd tussen werk nie, jy kan dit korter maak daar ensovoorts. Dan gaan hy aan en sê, given all the robust and widespread protection standard German labor law provides to workers, I can't see how by signing off at this, the German Catholic Employees Association hopes to win back hundreds of thousands which continue to flock from the church. Especially when it simultaneously refuses to address how the church's special labor laws deny its own workers extremely basic rights, such as the right to strike. What is also proving a wedge between German Catholics and the church is a growing dilemma over environmental and climate issues, something traditionally very close to German hearts. On the one hand, the German Catholic Church pays lip service to its theological commitment to protecting natural creation, inspired by Pope Francis's Laudato Si. On the other hand, however, it has an extremely slow and often inconsistent practical response on the same issue. Soos hy is nie altyd in stap met wat hy paus daar sê nie, hy doen sy eie ding, hy dink vir homself, né? Many German bishops tend to wax lyrical about sustainability. For example,
But translating this into action has proved far more tricky. Germany's Catholic Church is shrouded in multiple layers of institutional secrecy. Ja, jy weet nie wat daar aangeneem net. And the lack of a clear national governing structure means determining the exact amount of land it owns is fiendishly hard to establish. This extremely limited public disclosure and the fragmented nature of the church's decentralized administration makes all this even worse. However, it is at least thought that the church owns vast estates. Niemand weet hoeveel of wat ook al nie, né? And over the years, the assets of certain individual dioceses and archdioceses have also come to light, and it has been shocking. In 2013, for example, the Diocese of Limburg faced scrutiny when Bishop Frans Peter Tibarts van Elst was removed for spending a startling 31 million on luxurious residence. Jo, 31 miljoen euros. Dit is 'n geweldige. Ons het dit bespreek hier 'n paar jaar gelede hierso op, by hy's later uitgegooi daar, maar geld in oorvloed, hulle het baie bates daar. And in 2015, the Archdiocese of Cologne disclosed that its assets totaled 3.3 billion euros, surpassing the Vatican's reported wealth at that time. Kyk wat sê dit. Een archdiocese, een streek synode daar, né, het meer bates, 3.8 biljoen dollar, wat is het, 60 biljoen rand, meer as die Vaticaan self. Baie geld, né? It also revealed that an incredible 646 million euros of this was held in tangible assets, primarily property. But the problem is not necessarily that the German Catholic Church owns a massive amount of land or property, although of course it is at the very least an awkward fact given that many major cities, including the capital Berlin, are currently experiencing a housing shortage. The real problem is that even though the Catholic Church is one of the country's largest landholders, there is no transparent or binding national strategy for how this land is used or managed in ecological terms. Soos hulle het histories geweldig baie grond, daar wat hulle besit daar. Dan sê dit, unlike a company or government body, the Catholic Church in Germany isn't a single legal entity. Rather is made up of independent dioceses, each with its own legal status under German public law. Soos elke groepie, kerk, gemeenskap, hospitaal, het sy eie reg, né? This means thousands of parishes, religious orders, and affiliated charities are also completely legally distinct. In the same way, Catholic schools, hospitals, banks, and welfare organizations like Caritas all operate within their own structure and leadership. Elkeen is op sy eie baas, né? And instead of having a clear sense of leadership, and which might also be challenged and held to account, the German Catholic Church ends up operating as a baffling patchwork of elements, each operating on a shoulder-shrugging, not me gov type basis. Not me governor, moenie my kom aanspraak nie, ek gaan praat met die ander man, ek maak wat ek wil, moenie my aanraak nie, né? As each of the individual elements in the puzzle can simply claim, I'm not responsible for that. Ja, nee, geen vasthou vast nie. This extremely fractured administrative structure as opposed to a unified national body is definitely not a new concept for German society. Unlike in the UK, where the centralized structure and national systems are commonplace, Germany is staunchly decentralized. Dan noem het daar dat elk van die federale staat het hulle eie polisie, eie strijd, eie dinge, en so is dit ook daar in die kerk nogal. Die ding is, daar is positiewe dinge en nadele en alles. Ja. Want soos as alles onder een is, wat ook al daai een nou besluit, dan moet almal maar nou net buig. Maar as dit apart is, byvoorbeeld as jy 'n voorbeeld vat, Amerika het verskillende state. Ja. So al kom die president met een of ander ding, het die gouverneurs van elke staat het ook 'n sê. Verstaan, hulle
Ronnie, so Hulle kan aanpassings maak. hulle kan volgens aanpassings maak en situasie, hulle maak soos byvoorbeeld soos in COVID tyd Ja. was Florida en Texas was baie meer lenient. Ja, Hulle was nie so erg nie waar Californië en New York en daai was baie erg geweest. So jy mag nie beweeg nie, kerke mag nie oop nie, al daai tipe van goed. So elke staat het sy so daar's positiewe dinge en daar is negatiewe dinge. So Presies, dit is maar wat dit is. presies, ja. Dan gaan hy aan en sê hy so given all the above, and as you can see there is a lot away from the cataclysmic news coverage of these horrific child abuse scandals in a German Catholic Church, there remains something equally as dangerous for its existence. And what that is, in essence, is those hundreds of thousands of Catholic Germans who right now are not giving explosive interviews to the press, are not putting up a fight with the secretive Kafkaesque church administrations. In fact, it's those German Catholics who are not making a fuss at all. No, they are doing something far, far more deadly for the church in Germany. They are simply taking a quiet walk to the local registry office to formally end the official membership of the Catholic Church. Those that do stay may be doing so out of faith, or out of habit, or perhaps simply out of hope that things might change. But a harsh reality remains that the German Catholic Church is no longer just facing an abuse crisis, it is very much mired in the midst of a larger crisis. And unless it finds a way to connect belief with reality, tradition with credibility, and hierarchy with accountability, it won't just lose members, it may even lose relevance for German society altogether. Sjoe, baie interessante artikel, né, oom? Interessante oorsig, dit wys jou die wisselwerkinge van ander kerke in oorsee. Dis nie net die NG Kerk hierso in die doeleerings wat hierso uitdagings het nie in elke kerk is, en ek het nie geweet dit is so erg daar in Duitsland nie. Oom, ons het 'n vorige keer het ons gepraat spesifiek oor die NG Kerk in Namibië. Ja, Ons nou heeltemal weggebreek het van die synode af. onttrek, ja. Onttrek, ja. As artikel 37 gebruik om formeel op 'n mooi gepaste wyse te onttrek weens die dwaallering in die algemene synode. So ons het nou hierso 'n direkte van Synode Synode en waar hulle nou publiek hierso baie mooi uiteensit wat hulle praat spesifiek nou daaroor, oom. Ja, En dit sê hierso, dankie NG Kerk Namibië. Ons as Synode Synodale Diensgroep eer julle vir die styl waarin julle gesprek gevoer het met die Algemene Synode en die ASM. En dit is baie belangrik, né? Hulle het dit op 'n baie mooi manier gedoen. ja, oor 'n paar jaar, hulle het nie net weggespring en sê goodbye nie. Dit was van meet af duidelik dat God se onfeilbare woord julle gelei het in julle besluite. Julle het moeite gedoen om die AS en die ASM tot bekering te roep en terug te roep tot 'n gereformeerde verstaan en uitleg van die Bybel. Saam met julle bely ons dat hierdie gereformeerde verstaan van die Bybel uitgedruk is in die 3 formulere van eenheid: Nederlandse geloofbelydenis, Dordtse leerreëls en Heidelbergse katekismes. Ons betreur dat optrede en besluite van die AS en teologiese opleiding in die kweekskole dit nodig gemaak het vir julle om 'n Matteus 18 pad van tug te loop met die AS en die ASM. Dan gaan hy aan, hy sê, ons is dankbaar dat julle in 'n gesindheid van liefde en vriendelikheid die gesprekke gevoer het. Ons eer julle vir julle geloofsmoed. Ja, baie geloofsmoed gevat. Julle het gekies om eerder aan God as aan mens gehoorsaam te wees. Ja, pragtig gestel, né? Die besluit om artikel 37 in werking te stel, was besluit wat julle bidend voor God in die lig van sy woord geneem het. Ons besef dat dit primêr vir NG Kerk Namibië gegaan het oor 'n ernstige gehoorsaamheid aan God se woord. Ja, deesdae het gehoorsaamheid half 'n vloekwoord geword. Mense wil nie meer gehoorsaam wees nie, wil maak wat hulle wil. Dit is ook die probleem met die Katolieke Kerk wat nou van gepraat het. Hulle wil ook nie meer gehoorsaam wees aan die Katolieke Kerk se dogma of siening nie. Hulle wil 'n klomp ander dinge inbring, heeltemal ongehoorsaam. Ons is oortuig dat julle dapper geloofsbesluit was nie eerstens soos sommige nou in die media probeer voorgee nie, maar net om te kies om in hulle eie konteks nie te soek na wie hulle is. Ons is saam opgewonde juis omdat ons kan sien dat Namibië Synode mos deeglik bewus is van julle identiteit in Christus en sy woord. NG Kerk Namibië het met erns gekies vir God se woord. Ons wens julle voorspoed toe op julle pad en wil vir julle Sagaria 4 en veral vers 6
en 10 gee. Nie met mag en krag sal julle slaag nie, maar deur my gees, sê die Here, die Almagtige. En moenie die dag van klein dingetjies gering ag nie. Ons sal baie graag met julle persoonlik in gesprek wil gaan. Seënwense. Anton Knoetse namens uitgebreide KSDG. Baie mooi gestel. Mooi verklaring hier gemaak, wat 'n baie mooi perspektief gee. Het sal interessant wees die verdere verhouding tussen Koinonia Synode en die Vrystaat, tenminste Namibiese Synode daar. Ja, pragtig. Wat ook baie interessant was, is dat ons ou vriend Ferdi Mulder, het hieroor ook 'n baie interessante video vrygestel. Okay. En ek wil net 'n stukkie daaruit speel en ons kan dit vir kykers stuur. Die hele ene huis omtrent 1 uur 20 minute lank, baie lank, maar dit gee baie goeie in diepte perspektief daar. Kontak ons en ons kan dit vir u stuur. Nou hier is wat Ferdi alles daar opgestel het. Ek wil sê, ek dink wat my hoop gee, ek dink ons het 'n goeie begin gemaak deurdat ons die afgelope klompie jare al hoe meer begin praat het oor die NG Kerk as 'n ruimhuis. Ek dink dis inderdaad 'n dramatiese hermeneutiese verskuiwing wat plaasgevind het. En ek gaan nou die woord hermeneutiek ook so effens verduidelik, maar ek dink hier het meer gebeur as 'n besluit van 'n synode. Hier het 'n dramatiese hermeneutiese verskuiwing plaasgevind. So hierdie vermenging, ek dink dit is die ding wat die grootste rooi ligte vir ons moet laat aangaan, dat ons dit te waag om in die kerk van die Here Jesus op om te dink, ons kan voor die lewende God op 2 stoele sit. Dis kan nie. Ek kan net sê, jy weet, daar's geen bekering nie. Ek sê dit kategories. Geen poging tot bekering nie. So, as enige iemand nog sou dink dat die algemene synode sal omdraai by die pad, dit is 'n illusie. Ek is baie verlig. Dit was ons nou 'n baie lang pad wat ons gestap het. In die konteks van Namibië en die andersheid van Namibië en net eintlik die lekker pad wat ons het om vorentoe te staan, is ek regtig opgewonde van wat eintlik alles daar uit gaan spruit en veral die groot meerderheid wat saamgestem het oor die pad vorentoe en wat ons as Namibië gaan doen. Daaroor is ek diep opgewonde. Goeiedag my Afrikaanse Christen vriende. Jy is so welkom om saam te kuier, aan te sluit, te stuur vir vriende en familie, ouderlinge, diakens, pastore, predikante in kerke wat jy weet, wat toegerus kan word, wat bemoedig kan word, wat uitgedaag kan word, om getrou te bly aan die onfeilbare woord van ons Here Jesus Christus. Vriende, op 20 Maart 2025 het die Namibiese Synode van die NG Kerk besluit om hulle bande los te maak met die algemene synode van die NG Kerk. Vriende, dit was 'n enorme kerkhistoriese belangrike besluit wat ongetwyfeld merkwaardige groot implikasies inhou vir Namibië, vir Suid-Afrika, vir plaaslike synodes en ook vir plaaslike ringe en gemeentes. Nou, vandag gaan 'n lang program wees. Ons het 'n redelike... Nou ja, daar is net 2 minute 36 sekondes waar ek beklemtoon, dis 'n enorme besluit wat hulle gemaak het. Geweldig, en daar's 'n klomp berigte. Ons gaan nou nog net na 2 of 3 kyk, maar as jy na hierdie video wil ontvang, ek stuur dit vir u per WhatsApp, laat my net weet, dan kyk u na, dis baie insiggewend daardie opname. Dan het ons hierso 'n paar interessante hierso uit Netwerk 24. Johannes de Villiers uit Durban wil skryf en die opskrif is hierso: Hukai Dominee, Namibiese NG Kerk vernietig nie, hulle vernuwe. Ek het Dominee Zak Pinaar se onderhoud met Hanlie Retief noukeurig gelees en wil graag in liefde en waarheid op sy punte reageer. Die huidige situasie in NG Kerk in Namibië is inderdaad ingrypend en dit is noodsaaklik om sake helder en Bybels te beskou. Nommer 1, dit is kerkskering. Pinaar sien die wegbreek van die NG Kerk in Namibië as 'n kerkskering. Hierdie stelling vereis egter nadere ondersoek. Kerkskering beteken dat een groep hom sonder geldige gronde van die bestaande kerk afskei.
In hierdie geval is die NG Kerk in Namibië egter nie besig om op 'n roekelose of selfsugtige wyse te skei nie. Hy staan op die skrif en die gereformeerde tradisie, terwyl die algemene synodale moderamen en NG Kerk in Suid-Afrika 'n pad volg wat van hierdie grondslae afwyk. Die skrif leer ons dat eenheid nooit belangriker is as waarheid nie. En dit is baie waar, want eenheid kan nie bestaan sonder waarheid nie. Nee, en eenheid wat in 'n strukture gebou, nee, eenheid in jou, wat in die skrif staan daarso. Ja. As daar nie eenheid daar is nie, dan help dit nie, jy praat van eenheid, jy kan nie praat van 'n Bybelse eenheid nie, want dit is... Dan is die punt van kerk bestaan nie meer. Ja, so, ja. Nee, presies. Dan gaan hy aan na punt 2, en hy antwoord hierso nou die besware van Dominee Zak Pienaar. Punt 2 sê, die belydenis van Belhar keer my. En hierdie Dominee Zak het mos gesê hy is daarvan Namibië, maar hy het die belydenis van Belhar onderteken. Nou kan hy nie saamgaan met hierdie artikel 37 nie, maar kom ons kyk wat sê hulle. Pienaar verwys na die belydenis van Belhar en noem dat dit kerkeenheid bepleit. Ja, dit is so. Hierdie argument ignoreer egter dat die ware eenheid van die kerk in die waarheid van die woord van God is, nie in organisatoriese strukture nie. Johannes 17. Indien die ASM die skrif verdraai, deur homoseksuele verbintenisse te legitimeer en die Bybelse gesagslyn te verwerp, dan is dit nie 'n Bybelse eenheid wat gehandhaaf word deur Byl te bly nie, maar eerder 'n kompromie met dwaalleer. Ja, dis nou mooi gestel nie. As jy 'n kompromie maak met dwaalleer, dan kan er nie van eenheid gepraat word. Dan is dit heeltemal buite verband daar. Nommer 3, die NG Kerk in Namibië gaan sukkel sonder die ASM. Pienaar vrees dat die NG Kerk in Namibië se onafhanklikheid die kerk gaan benadeel weens 'n tekort aan predikante en opleiding. Dit is egter 'n kortsigtige siening. Die NG Kerk in Namibië is nie afhanklik van die ASM nie, maar van die Here. Die geskiedenis bewys dat wanneer 'n kerk op Bybelse waarheid staan, die Here self sal voorsien, soos in Matteus 6 vir ons sê. Daar is verskeie alternatiewe opleidingsinstellings. En 'n suiwer gereformeerde opleiding is baie beter as 'n verdraaide teologie wat uit Suid-Afrikaanse fakulteite kom. Dit sien ons baie aan, hè? Verdraaide teologie. Ja. Jy kan dit tegnies gesproke kan nie eens met teologie noem nie, want teologie is die studie van God. Ja. En hulle leer alles daar behalwe God. Absoluut. So Punt 4. Ons verstaan die skrif verskillend. Pienaar noem dat mense die skrif verskillend verstaan en dat die kwessie eintlik oor skrifgesag gaan. Dit is korrek dat dit oor skrifgesag gaan. En daarom moet die kerk hou by die duidelike leer van die woord. Die skrif is nie onderhewig aan moderne interpretasies so deur liberale teoloë voorgeskryf nie. Die Bybel leer ondubbelsinnig dat homoseksualiteit sonde is. Ja, die Bybel is baie duidelik daaroor, né? Klomp tekste. Die ASM se besluit in 2019 verwerp die skrif se gesag deur dit met 'n kulturele bril te lees. Ja, 'n nuwe moderne, postmoderne kulturele bril wil jy die Bybel nou daar alles herinterpreteer. Die NG Kerk in Namibië is dus Bybelse gronde om weg te breek en gehoorsaam aan God te bly. Nommer 5, die wegbreek sal verdere versplintering bring. Pienaar se vrese is verstaanbaar, maar dit is nie noodwendig waar nie. Wanneer 'n kerk duidelik op die waarheid staan, bring dit eerder suiwering as verwarring. Die vroeë kerk het telkens te staan gekom teen dwaalleer en Paulus het nooit gemeentes aangesê om in 'n verdraaide eenheid te bly nie, maar eerder om die waarheid te beskerm. Dis 'n interessante punt daarin, hè? Baie goed. Paulus het nie gesê nee, maar kry meer en meer uit te gewaarsku, né? En klomp riglyne as hulle hierdie oortree, sit hulle uit al die dinge. Hy was baie streng geweest, so dit is 'n baie goeie voorbeeld daarin. Die NG Kerk in Namibië se besluit is 'n stap in die rigting van geestelike hernuwing, nie vernietiging nie. Ten slotte wil ek net aan Dominee Pienaar sê, ek verstaan dat hierdie saak emosioneel gelaai is, maar ware eenheid is gegrond in waarheid, nie in kompromie nie.
Die Here Jesus sê in Johannes 8 vers 31 en 32: As julle in my woord bly, is julle waarlik my disippels, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. Baie mooi geskryf, oom. Ons het al 'n paar keer van sy geskrifte gelees. Hy het goeie insig, geskrewe, ja. En hy stel dit altyd baie mooi. Ja, nee, pragtig. Ja, daar was 'n klomp briewe oor hierdie onderwerp gewees. Kom ons kyk nou na hierdie ene wat in die kerkbode voorgekom het. Praat voordat dit te laat is. Ja, jy moet praat, betyds praat, dinge uitpraat, né? En dit is nou deur Gerard Mane van Kaapstad geskryf. Hy sê, nou dat dit byna te laat is, hoor ons dat die ANC uiteindelik van plan is om met Afriforum en Solidariteit in gesprek te tree. Hoop dit realiseer. En hy trek nou 'n interessante parallel tussen 'n politieke opset en die kerkopset hierso. Sure. Dan sê hierdie burgerregorganisasie en vakbond is glo te blameer vir die finansiële krisis en verdere bankrotskap wat ons land sedert Donald Trump se bewindsoorname in die gesig staar. Nou mag daar dalk uiteindelik gepraat word dat Afriforum en Solidariteit se jarelange skriftelike versoeke om gesprekvoering blaatant geïgnoreer is. Hierdie twee moeilikheidsmakers het mos nie Lucas Tandy om met die ANC-regering te kon praat nie. Hulle het met ander woorde nie die wettige reg om te kan onderhandel nie. Lucas Tandy impliseer in elk geval dat die persoon wat in gesprek aanvra, sal kan bewys dat hy deur gebeure direk verontreg word, of dat sy wetlike regte veronagsaam word, en volgens die ANC kan hulle dit dus nie bewys nie. Buitendien, om blote bewyse te toon van wanpraktyke, of waar my regte vertrap word, beteken nie dat ek outomaties vir Lucas Tandy kwalifiseer nie. Nou blyk dit dat spyte hierdie keer darm nie te laat gekom het nie. Kom ons hoop so, want die bankrot ANC sien klaarblyklik uiteindelik in dat hulle wel met die twee moet praat. Ja, interessante term daar die Lucas Tandy. Ek sal nou 'n bietjie daaroor praat, né? Nou gaan hy aan en trek 'n parallel deur na die NG Kerk toe. En hy sê, gaan die algemene synodale moderamen iets by die ANC leer? Kairos netwerk en daarna ook die kategoriale koinonia synode binne die NG Kerk. Ons het nou net hulle verslag daar gelees, né? Versoek al jare lank 'n gesprek met hulle eie algemene synode. Brief aan die dagbestuur van die algemene synodale moderamen is wel beantwoord, maar telkens afwysend. Die rede hiervoor is dat Kairos netwerk en koinonia synode glo nie Lucas Tandy het nie. Ja, hier sal gebruik daardie verskoning, dat jy is nie 'n amptelike erkende organisasie nie, en daar gaan ons nie met jou praat nie. Ja. En is baie keer 'n probleem met baie organisasies, hulle wil nie praat nie, totdat dit te laat is, en jy niks meer daaraan kan doen nie. Dan eindig hy af, hy sê, van daardie vraag of die ASM by die ANC iets kan leer, want jy sien, daar's ook so iets soos geestelike bankrotskap in 'n kerk wat gekeer kan word, as daar, voordat dit te laat is, gepraat word. Ja, en ek het 'n paar reaksies gelees op hierdie brief van Dominee Maan, en heel paar mense voel dis nou te laat om te praat. Die NG Kerk wou nie praat nie. Namibië het weggebreek, en ander gaan daar die voorbeeld volg daar, omdat hulle nou nie Lucas Tandy het nie, maar jy kan so tegnies wees op tegniese punte, en sê, ja, maar hulle praat net met 'n synode, of 'n formele ring, of wat ook al, jy is nou nie in die struktuur nou reg opgeneem nie, jy het nou nie Lucas Tandy nie, jy het nie regs, jy staan nie reg in die regsopset van ons nie, ons kan nie met hulle praat nie, en dan begin versplintering daar te wees. Ja. Dankie vir Dominee Mane hierso. Ja, ek sien ons tydjie is amper as eintlik klaar verby al. Ek wil net afsluit hierso met hierdie Dominee Mane wat daar praat. Ons het laas verwys na hierdie boekie, né? Ja. Wat mense hier kan koop. Ek wil vir kykers sê, hierdie boekie moet u lees.
as u nie geld het om die boekie te koop nie, of as u nie die boekie wil koop nie, is okay, dan kan ons vir u 'n gratis e-kopie aanstuur, gratis e-boekie wat u op die selfoon dan lees. Stuur my 'n WhatsApp en ek stuur vir u die hele inhoud van die boekie aan. Dis geskryf deur 'n klomp ander skrywers hier, baie interessant, dit gee insig hoekom die groeperinge daar onttrek het, hoekom Kairos en Koinonia ontstaan het en gee insig daaroor. Ons sê baie dankie vir die saamkyk, saamgesels, ons sien die volgende week weer. Totsiens.